Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons na 'n tyd van afwesigheid kan terugwees by die kudde. U woord sê dis die kudde wat u met u bloed gekoop het en daarom het ons as herders die verantwoordelikheid om u as opperherder te eer deur ons getroue diens aan u en ook die versorging van die gemeente. En daarom is die gebed van my hart vanmôre, Here, dat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart u welbehaaglik sal wees, want u is my Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons Hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word vanmôre kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees hier by ons. Amen. Ons gaan vanmôre, vriende, met verskuldigde eerbied luister na 'n samevatting van die woord van die Here in Matteus 22 vers 34 tot 40. Hierdie wonderlike samevatting van die wet van die Here, soos ons dit vind in Eksodus 20 in die woord van die Here. Dit is 'n baie besondere gedeelte en ek het, terwyl ek voorberei hierdie week, gedink by myself, waarom doen 'n mens hierdie wet en geloofsbelijdenis op so gereelde basis? En ek dink dis die hart van die evangelie. Dis die hart van ons kindskap. Dis die hart van kind van God wees. En ons lees gou vir u wat staan hier, die baie bekende woorde wat ons tog nie net maar moet oorlees nie, ons moet dit ter harte neem. Hierdie samevatting van die wet sê vir ons, en toe die fariseërs hoor dat hy die sadiseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. U weet nou al, die fariseërs en sadiseërs, vyande van mekaar, hulle vergader saam teen ons Here Jesus, en een van hulle, 'n slim man, 'n wetgeleerde, het 'n vraag, 'n enkele vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? Verwysende terug na Eksodus 20, daardie 10 gebooie wat die Here ons gee. Die 10 gebooie kan ons nie red nie. Die onderhouding daarvan kan ons nie red nie. Niemand van ons kan dit onderhou nie. En die Bybel sê as ons in een opsig geval het ons in die hele wet geval. Daar is een wat hierdie wet volkome onderhou het. Wie was hy gewees? Jesus Christus. Daarom kon hy die offer aan die kruis gewees het vir ons sonde. En die Bybel sê vir ons, hulle vra: Meester, wat is die groot gebod in die wet? Lig vir ons een uit. Jesus antwoord hom: jy moet. Baie interessant, dis 'n opdrag van God dat ons hom sal lief hê. Dis 'n opdrag van God, en vir ons wat weergebore is, daar's nie 'n weersin in ons harte om hom lief te hê nie. Daar's 'n liefde wat opborrel van binne, omdat hy ons nuut gemaak het. Wat is die groot gebod in die wet? Onthou, hulle wil hom versoek met hierdie vraag. So lig vir ons een uit, dat ons u kan betrap op iets wat u sê teen ons wet, dat ons u kan vervolg en kan doodmaak. Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Ek het iets agtergekom, vriende, die afgelope tyd, dat ons dikwels die Here met 'n verdeelde hart dien. Dis asof hy vir ons net so, kan ek die spreekwoord gebruik, spaarwiel is. So wanneer die nood groot is en wanneer ek dink aan die ewigheid en die poel van vuur waar ongereddes vir ewig gaan wees, dan dink ek moet die Here Jesus Christus daarom so 'n ou plekkie in my lewe gee, dat ek tog gevrywaar kan word van daardie dag en daardie oordeel. Christus sal nooit tevrede wees met 'n verdeelde hart, verdeelde gedagtes, 'n verdeelde lewe nie. Ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. En elke weergeborene sê vanmôre, dit is my gebed en my strewe om hom so lief te hê. Die Bybel sê dis die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ag vriende, aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. En as u gaan kyk na die 10 gebooie, opgedeel in 2 dele, ons verhouding met God, ons verhouding met ons medemens. Daarom word dit saamgevat. Die een loop saam met die ander een. Dis soos 'n treinspoor. As u kyk, daar's 2 spore en die trein beweeg van punt A na punt B. Kinders van die Here kan 'n verskil maak in hierdie wêreld as ons liefde vir God en ons liefde vir ons naaste dan ook geopenbaar word. Mag die Here ons groot genade gee. Ek weet u en ek stoei elke dag in stry, maar die Bybel sê dis 'n goeie stryd. Ons moet hierdie wedloop volëindig. Ons moet hierdie geloof behou. Ons gaan vanmôre staande belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Dan spreek elkeen in sy en haar hart saam met my die volgende woorde, en dan gaan ons spontaan sing van Gesang 245, net die 11de vers. Kom ons staan, dan doen ons belydenis.
Nou vriende, met ons hele hart glo ons in God die Vader, hy is die Almagtige, hy is die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, wat gelyd onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou vriende, ek nooi u om die woord van die Here saam met my oop te maak vanmôre by 1 Samuel die 3de hoofstuk. 1 Samuel die 3de hoofstuk, ons gaan daar die 21 verse saam lees. Nou, wanneer ons die woord van die Here lees, is dit altyd die hoogtepunt in ons erediens, want dit is die enigste boek wat deur God die Heilige Gees geïnspireer is. Ek kan in my boodskap en die aflewering daarvan, kan ek miskien nog 'n fout of twee maak, maar wanneer ons God se woord lees, dan weet ons dit is betroubaar, dis vas, dis waar, dis deur God uitgeasem, dis vir ons gegee. En mense sê vir my, ja, maar hierdie is 'n vertaling van die Bybel, en ag vriende, as u nou gaan kyk nou hoe die Bybel tot stand gekom het, kan ons met 'n sekere hart sê dat hierdie vertaling 'n baie goeie vertaling is, en dat die hart van God daarin geopenbaar word. En ons gaan vanmôre lees uit 1 Samuel 3, nou as daar 'n man is in die Bybel wat my aan my hart gryp, is die man Samuel. Hy begin as 12-jarige seun, of as 5-jarige seun word hy by die tempel gelos, as deel van die belofte wat Hanna aan die Here gemaak het, om vir haar 'n seun te gee. Op 12-jarige ouderdom het hierdie gebeure afgespeel, en die Bybel sê vir ons, hierdie was 'n profeet van profete, 'n besondere man wat God liefgehad het. En ons gaan vanmôre bietjie praat oor die gedagte van betroubaarheid, die beginpunt vir bruikbaarheid. Baie kinders van die Here sê, ek wil graag dat die Here my gebruik, dat die Here my meer sal gebruik, dat die Here my in sy diens sal gebruik. En ons gaan vanmôre sien dat betroubaarheid die wegspringplek is. As ek betroubaar is, gebruik God my, en help die Here ook vir my om hom te verheerlik deur wat ek doen, hoe ek leef en hoe ek hom welbehaaglik kan wees. Kind van die Here kan nooit op die punt kom van let go and let God have his wonderful way nie. Wanneer ons as kinders van die Here ons toewy aan die Here, dan sê ons, Here, u pad is alreeds in die woord vir ons vasgelê. En hierdie pad is 'n pad van heiligheid, waar u deur u soewereiniteit my lewe lei en rig om u te verheerlik. En wat ook al u oor my lewe toelaat, sal ten goeie meewerk, omdat ek u liefhet. Nou kom dit ons die Here lief, sê gou vir my. Omdat hy ons eerste lief gehad het. Daarom as die Here 'n goeie werk in my begin, sal hy dit volëindig, omdat hy die een is wat sy liefde in my hart kom uitstort het. Maar kom ons lees God se woord. Wonderlik as ons die Bybel oopmaak. Ek sit die skriflesing op die rekenaar, vir u wat miskien nie weet nie, my Bybel is hier oop. My rekenaar is ou vertaling, soos u gewonder het. Kom ons lees saam. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie. En Samuel lê en slaap in die tempel van die Here waar die ark van God was. Het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer.
Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep. En Samuel het opgestaan na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun. Gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. Ek wil net gou vir u 'n verduideliking hier gee. Ons sal later in die oordeenkings bietjie meer daaroor praat. Hier beteken nie dat Samuel nog nie gered was nie. Maar die eenvoudige betekenis in die konteks is Samuel was onervare in die werkswyses van God. Samuel was 'n jong kind van die Here, as ons dit in vandag se terme met mekaar kan kommunikeer. En daarom is hierdie gedeelte opgeteken. Samuel was nog nie bekend met God se werkswyse en hoe hy gekommunikeer het met sy volk deur sy profete, en ons sal bietjie later daarna kyk nie. So die gedagte net, maar Samuel het die Here nog nie geken nie, ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. Vers 8. En die Here het Samuel weer geroep vir die 3de maal, en hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegt hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek, want u knegt hoor. Toe die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, sy 2 ore sal tuit. Die dag sal ek aan Eli vervul alles wat ek oor sy huis gespreek het, van begin tot eind. En ek sal hom te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli, waarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie. En Samuel het bly lê tot die môre toe, en hy het die deure van die huis van die Here oopgemaak. Maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel. En Eli het Samuel geroep en gesê, Samuel, my seun, en hy antwoord, hier is ek. Toe vra hy, wat is die woord wat hy met jou gespreek het? Verberg dit tog nie vir my nie. Mag God so aan jou doen en so daaraan toedoen, as jy iets van al die woorde wat hy met jou gespreek het, vir my verberg. En Samuel het hom al die woorde meegedeel en niks vir hom verberg nie. En hy het gesê, dis nou Eli het gesê, hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oë. En Samuel het groot geword en die Here was met hom. En hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie. En die hele Israel van Dan tot Berseba het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. En die Here het weer verskyn in Silo, want die Here het hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woord van die Here. 'n Baie besondere gedeelte in God se woord, vriende, gedeelte wat 'n mens se hart versterk en jou hart rig in die waarheid van God se woord. Wil die stoel net bietjie so skuif, net terwyl ek halftyd gaan rus, en ek dink nie dit sal te goed wees nie. Die teks en oordeenking vanmôre dan 1 Samuel 3:20, ek glo jy dit afgelei in die voorlesing, en die hele Israel van Dan tot Berseba erken dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. Ons tema vanmôre dan, betroubaarheid, die beginpunt vir bruikbaarheid. Betroubaarheid, die beginpunt vir bruikbaarheid. Nou vriende, terwyl ek hierdie week aan hierdie boodskap gewerk het, het ek besef dat dinge nie veel verander het van die tyd van Samuel tot ons dag waarin ons onsself bevind nie. Nou die tydsgleef waarin Samuel homself bevind is, in die tyd van die rigters, ongeveer so 1450 voor Christus, en die Bybel leer ons in hierdie tyd waar Samuel dan as profeet begin dien het, was die tyd van die rigters. En die Bybel sê vir ons in die boek Rigters 17 vers 6, in die dae was daar geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Daarom sê ek vir die ding het nie veel verander nie. Mense wat vir jou sê dat die Bybel uitgedateer is, dat ons die Bybel nie meer kan glo nie, is mense wat die Bybel nie lees nie. Ek dink dis die mees relevantste boek wat ons kan kry in die dag en tyd waarin ons onsself bevind. Presies soos in die tyd van Samuel, soos dit vandag ook. Elkeen doen net wat hy wil. Ek kan ook sê, vriende, die tyd van die rigters
En die tyd van Samuel was bekend gewees met 'n tyd waar mense eiesinnig was. Hulle was onbetroubaar. Hulle was gevul met liefde vir self. Hulle was rebels en het die weg van sonde liefgehad en dit ook bewandel. As ons dink, vriende, aan onbetroubare mense, en as ons dink aan hierdie man Eli en sy 2 seuns wat as onbetroubaar bestempel was deur die volk, dan is daar gemengde gevoelens in ons hart wanneer dit kom by onbetroubare mense. Somstyds is daar woede. Hoe kan hierdie persoon dit doen? Hoe kon Eli en sy seuns die volk so laat verval het met hulle sonde? Dit bring woede na vore. Dit bring baie keer frustrasie wanneer jy met onbetroubare, eie-sinnige mense te doen het. Mense wat meer 'n liefde vir hulle self en hulle sonde het as 'n liefde vir God. Dit bring somtyds by 'n mens teleurstelling. Jy dink by jouself, maar hoe is dit dat iemand vandag so kan wees en môre anderste, onbetroubaar, onbestendig in aan hulle weë? Ek het so 'n bietjie gaan nalees en ek het gesien dat een van die grootste klagtes vandag van werkgewers is dat hulle werknemers onbetroubaar is. Hulle sê baie duidelik, jy kan nie meer op jou werknemers steun nie. Hulle is onderduins. Hulle bly eenvoudig net van die werk af weg. Hulle daag laat op. Hulle handel die take nie af soos vir hulle voorgeskryf nie. Hulle vertel leuns om hulle self te beskerm. Dis die tyd waarin ons onsself bevind. Tyd het nie veel verander nie. Soos in die dae van hierdie man Samuel, so is dit ook vandag in ons dag, ons tyd en ons uur. Vriende, die kerk het nie gespaar gebly nie, want ons vind dieselfde neiging in die kerk van die Here Jesus Christus. Predikers staan op die kansel en hulle is onbetroubaar. Hulle is nie meer getrou om te sê, so sê die Here nie. Hulle hou hulle self besig met alles en nog meer, en die hartseer gevolge is legio as ons sien hoe die kerk van die Here Jesus agteruit gaan en hoe kinders van God nie meer 'n staan in hierdie wêreld kan staan en 'n verskil kan maak vir die Here nie. Onbetroubaarheid in die huwelik, onbetroubaarheid onder ons kinders, by skole, in huise, ons regerders, ons samelewing, mense oor die algemeen is onbetroubaar. En ag vriende, een iets het vir my uitgestaan, dit was nie so met die man Samuel nie. Die Bybel sê vir ons, van Dan tot Berseba, het die hele volk getuienis gelewer, dat Samuel 'n getroue dienskneg van God was. Nou Dan was die noordelike grens van Israel en dan Berseba die suidelike grens. En eintlik wat hierdie teks vir ons wil sê, van noord tot suid het die getuienis uitgegaan. Samuel was getrou. Samuel kon vertrou geword het. Hy was betroubaar. Ek het die woordjie bietjie gaan ondersoek. Die woordjie betroubaar, dit beteken dat hy vertrou kon geword het. Hy was konsekwent, hy was standvastig, hy het God geglo en hy het gedoen wat God vir hom gesê het. Hy was gehoorsaam in die pad wat hy gestap het saam met die Here. Luister vriende, Samuel het nie geswoeg onder die druk van die volk nie. Hy het Eli as hoofpriester en sy seuns, Hofni en Pinjas wat met sonde besig was, nie meer gevrees as vir God nie. Samuel was 'n man wat nie omkoopgeskenke aanvaar het soos hierdie seuns van Eli nie. Hy was 'n man wat die boodskap nie gesugarcoat het nie, verskoon die platvloerse Afrikaanse uitdrukking. Hierdie man was 'n man wat nie ter wille van gewildheid vir mense gesê het wat hulle graag wou hoor nie. Hy was 'n man wat getrou was aan die Here. Daarom was hy bestempel as betroubaar, omdat hy God hoër geag het as almal. Vriende, dit was van kardinale belang dat so 'n man moes opstaan, dat die Here so 'n man moes opwek. Want die volk Israel het op 'n mespunt gebalanseer. Sal God hulle vernietig of sal God vir hulle herstel en vergifnis skenk? En Samuel, as betroubare profeet van God, was deur God gebruik gewees om die volk te rig, hulle terug te bring na die waarheid van die woord, om hulle te leer en te lei te midde van die afvallige koning Saul, dat die heilige God van Israel gevrees moet word en dat daar niemand is soos hy nie. Nou kom ons by myself uit vanmôre. Ek het begin deur te sê, ek hoor dikwels kinders van die Here en mense vra dikwels, hoe kan die Here my meer gebruik? Ek wil graag bruikbaar wees vir die Here. Ek wil meer vir die Here doen. Ek wil sy koninkryk help uitbrei. Dan wil ek jou vanmôre vra, heel aan die begin van ons boodskap, kan God ons gebruik omdat ons betroubaar is? Dis waar dit begin. Baie mense sê, ek wil graag A, B en C.
Ek wil graag gewig verloor, maar ek is elke tweede dag by Burger King. En ek eet 'n extra long chili cheese dog. Nou ek praat bietjie uit die huis uit, want ek was daar gewees, en u sien ek is duideliker sigbaar. Ek wil 'n merk kom maak het vanmôre. Maar die gedagte is net, as ons iets wil doen, dan moet daar sekere dissiplines wees. Ons moet op 'n punt kom om te sê, Here, help my, dat ek nie net sal praat nie, maar dat ek sal doen. En dis presies wat ons uit Samuel se lewe sien, en wat ek vanmôre moet sê, kan God my gebruik? Moenie net sê, Here, ek wil hê u moet my gebruik nie. Here, kan u my gebruik? En Here, hier is ek, gebruik my en help my om betroubaar te wees. Of Here, ek is 'n man wat 'n karakter het wat onberispelik is. Here, u weet ek poog om u eer voorop te stel. U weet dat die uitbreiding van u koninkryk my eerste prioriteit is, nie laaste op my prioriteitslys nie, maar eerste. Here, u weet, in die môre as ek opstaan, in die middag as ek loop, in die aand as ek gaan lê, is u deel van my lewe. Nee, Here, u is my lewe. Samuel, van Dan tot Perseba, van die noordelike tot die suidelike ryk, sê die Bybel vir ons, hy was betroubaar. Want sy gesindheid was nie een van praat nie, maar een van doen. En vriende, sy woorde en sy karakter het ooreengekom. Sy woorde en sy doen het mekaar gekomplementeer. En daarom gaan ons vanmôre 'n bietjie deur die lewe van Samuel stap, en ons gaan na so 'n paar gedagtes kyk, en dan gaan die toepassing op ons lewens kom elke keer. En ek vertrou en ek glo en ek hoop, as u vanmôre by hierdie kerkdeure uitstap, dat u gebed sal wees, Here, maak my 'n getroue, betroubare getuie, sodat ek bruikbaar kan wees in u diens tot u eer. C.T. Studd het gesê, een lewe, gou gaan dit verby. Net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Nou, ek het gister ontslaag geraak van die voertuig wat ek gehad het, en toe die ouens van We Buy Cars daar by my huis aankom, toe haal ek die vorm van We Buy Cars uit, en ek sien ek het daai kar 8 jaar gelede, toe ek in Benoni gekom het, gekoop. 8 jaar het in 'n oomblik, in 'n oogwink verbygegaan. En ek besef myself toe ek daardie papier sien, 8 jaar is verby. Wat het ek vir die Here gedoen? Was ek bruikbaar in sy diens? Ek word ouer, ek word gryser. Toe hulle my hare sny Vrydag, en ek sien, hierdie vrou sny omtrent al my hare weg, en is nog steeds grys. Toe besef ek word ouer. Een lewe, gou gaan dit verby. Gaan ons die getuienis van 'n Samuel hê aan die einde van ons lewe? Hierdie man was betroubaar. Hierdie vrou, hierdie seun, hierdie dogter was betroubaar. Mense het nie gewonder wie ek is nie. Hulle het geweet, ek is 'n man, ek is 'n vrou, ek is 'n jong meisie, jong seun, wat lief is vir die Here. So kom ons val weg en ons kyk na 'n paar karaktertrekke van Samuel, hoe dit op ons van toepassing is, en hoe ons bruikbaar kan wees in diens van die Here, deur betroubaar te wees in wat ons doen, wat ons sê en hoe ons optree. Die eerste gedagte, vriende, wat baie, baie duidelik na vore gekom het, Samuel se oor was oop vir God se woord. Samuel se oor was oop vir God se woord. Die Bybel sê, en die Here het Samuel weer geroep, dis 1 Samuel 3 vers 8, en vir die 3de maal het opgestaan en na Eli gegaan. Eli sê vir hom, as jy weer hierdie stem hoor, moet jy sê, Here, hier is ek. Die Bybel sê vir ons, vers 9, daarom het Samuel, of Eli vir Samuel gesê, gaan lê, as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegt hoor. En die Bybel sê vir ons, toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê, vers 10, toe het die Here gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige kere, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek, want u knegt hoor. Toe die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, se 2 ore sal tyd. Vriende, op hierdie stadium was Samuel ongeveer 12 jaar oud. Sy ma het hom kom aflaai ongeveer toe hy 5 jaar oud was. Hy het hom toegewy aan die Here. Hy het groot geword in die tempel, hy het dienswerk gedoen, hy het verantwoordelikhede gehad, en op 12-jarige ouderdom het God met hom gepraat. Nou wil ek net gou 'n paar opmerkings maak hier. In die eerste plek, geniet en waardeer jou kind terwyl hy by jou is. Jy weet nooit wanneer die Here hom by jou wegvat nie. Het sy in Amerika, het sy in Melkbosstrand, en danksy die Here is Kalfyn nog vanmôre hier. Ons weet nooit waarheen die Here hulle stuur om hulle te gebruik nie. Daarom geniet jou kind terwyl hy daar is. Tweede ding, moet nooit dink jou kind is te jonk om God se woord te hoor
en te verstaan nie. Dis juis die Bybel sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Die jong kind, waarmee sal die jong mens sy pad suiwer hou? Nie deur heeldag op die selfoon te wees, of met die PlayStation of al die goed nie, maar om met God se waarheid en God se woord besig te wees. Ons moet hulle leer in die kar, by die huis, oralste waar ons gaan, moet ons hulle leer van God se wonderlike woord. En dan vriende, 'n baie belangrike opmerking vanmôre is dat hierdie man Samuel, alhoewel hy jonk was, was hy betroubaar. Hy het elke môre gedoen wat van hom verwag was. Hy het nie leeg gelê nie. Hy het nie niks gedoen nie. Hy het nie gedink by homself, man, luister, hierdie ou Eli en sy twee seentjies moet baie bly wees, my ma het my vir die tempel geskenk. En ek moet gedien word. En daar moet vir my dinge gedoen word, glad nie. Sy gesindheid was vroeg in die oggend opgestaan, die deure oopgemaak, die diens in die tempel gedoen, soos van hom verwag en gevra. En hierdie jongman Samuel, op 12-jarige ouderdom, het God met hom gepraat. En nou hoor ek baie van u sê, daar in u hart, ag, as God net so met my wil praat. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, hy sal so met jou praat. As jy net die boek oopmaak en sy stem hoor. Want God praat ook vandag nog met ons. Nie noodwendig in 'n hoorbare stem nie. Nou, baie belangrik wat ek net vir u wil sê, want baie van ons vriende, familie, kennisse wat in ander kerke sê vir ons hoe God met hulle praat. Luister, die Here praat met hulle permanent. Of hulle nou ry of hulle nou skel of hulle nou vloek, maar God praat heeltyd met hulle. Hulle is altyd besig om God se stem te hoor. En nou wil ek net vir u sê, ons weet in die Ou Testament was dit die manier waarop God gepraat het, nie met almal nie, maar met sy uitgesoektes. Onthou die kanon, die Bybel, die 66 boeke in jou Bybel was nog nie saamgevorm nie. In die tyd van die Here Jesus het hy net die Ou Testament gehad, daardie 39 Ou Testamentiese boeke. Die Bybel sê vir ons, die Here het van tyd tot tyd met sy uitgesoektes gepraat. Nie met almal nie. Gaan lees die Bybel. Vriende, die Here het met sy knegte, sy profete en apostels gepraat en hulle het op hulle beurt weer met die volk gaan praat. So as jy vanmôre sê ek wil graag God se stem hoor, dan vra ek jou, maak die boek oop. Want God praat nie met ons meer in 'n hoorbare stem soos in die dag en die tyd van Samuel nie. Samuel het juis God se stem gehoor en hy het presies vir Eli vertel wat God gesê het. Hoor wat sê die Bybel vir ons in Jesaja 30:20, net om te bevestig dit wat ek vir u wil sê. Daar staan, Jesaja die profeet sê, die Here gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraars, belangrik, jou leraars, sal hulle nie langer verberg nie, maar jou oë sal jou leraar sien en jou woord of en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links moet gaan. Nou sê mense vir my, die Here het vir my gesê, gaan links, en die Here het my sê, gaan regs. Die Bybel sê so, die Here sal so met my praat, en sê ek, lees die konteks. Ek sê hierdie vakansie vir 'n predikant, luister, want ek en hy praat oor 'n ding, en ja, ek is nou gesprek vir 'n ander tyd, was nie 'n fantastiese ervaring nie, maar ek sê op 'n stadium vir hom iets, en hy gryp sy kop so vas, toe ek vir hom sê, konteks, konteks is koning, gryp hy sy kop vas, ek weet nie, miskien het daar steekpyn deur sy kop gaan, ek weet nie, maar die gedagte is, mense wil nie meer die konteks in ag neem nie, elke ou gryp 'n vers uit verband, en hy sê, dis wat God sê, God sê nie wat jy sê nie, God sê alreeds wat hy gesê het, en ons is maar net daarom in konteks te verklaar, wat die Here gesê het. So, Samuel het God sy stem gehoor, verseker. Hy het God sy verbale stem gehoor. Hy was gevul met vrees nadat hy hierdie boodskap gehoor het. En Samuel gaan dra dit oor aan die Here. Ek en jy vandag kan ook God se stem hoor, maar ons het die 66 kanonieke boeke, die Bybel, God se geïnspireerde woord. En daarom lees ons baie duidelik dat die Here sê in Johannes 14:26, wanneer die Heilige Gees kom, ons vier een van die dae Pinksterfees, wanneer die Heilige Gees kom en elke weergeborene het die Heilige Gees in sy volheid ontvang. Die Bybel sê, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek gesê het. 2 Petrus 1 vers 19. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, tot die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Ons het God se woord. Dis 'n lamp wat skyn in 'n donker plek. Nou vriende, as dit donker is dit donker.
en jy kan 'n kers aansteek, dan wyk die duisternis. God se woord is so, dis soos 'n lig wat aangesit word in 'n donker vertrek. 2 Timoteus 3:16, die hele skrif, moenie nog wonder of die hele skrif deur God ingegee is nie. God self verklaar en hy sê, van Genesis tot Openbaring, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God, wat staan daar? Volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek het nie 'n nuwe woord van God nodig om aan u te gee nie. Ek verkondig God se woord en dit is genoegsaam om u op te bou in die allerheiligste geloof. Hebreërs 4 vers 12, die woord van God. Nie die woord van Gerard Bekes nie. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Soos as die woord lees, dring dit deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Luister, God se woord is 'n spieël. Dis 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. As ons wegstap van die woord, dan weet ons God het nou met my gepraat. Hy het die laaste gesag, hy het die laaste sê. Daarom eer ons hom vir sy woord. Romeine 15 vers 4. Want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. My vraag is, waarom wil jy bruikbaar wees as jy nie die woord wil lees nie? U sien, 'n betroubare getuie vir die Here begin sy dag met God se woord en hy sluit sy dag af met God se woord. U sien, u en ek, of die vraag is u en ek betroubaar omdat ons getrou is in die lees van God se woord waar ons hom sal hoor praat. Ek het die opmerking gemaak hier, vergeet van bruikbaarheid as jy nie tyd vir God se woord het nie. Miskien vra jy, maar waarom gebruik die Here my nie? Waarom kom mense nie tot bekering nie, of waarom het ek nie vrymoedigheid om die evangelie te verkondig nie? En miskien, waarom is ek nie aktief betrokke in my gemeente om die koninkryk van die Here hier uit te brei nie? Dan vra ek maar vir jou, lees jy die woord? Jy sê miskien vanmôre, ek weet nie wat my gawe en my talente is nie. Lees die woord. Jy sal gou agterkom en die Here sal gou deur die waarheid van sy woord vir jou begin stuur in 'n rigting. Kyk om jou na die mense wat diensbaar is op die oomblik. Kyk wat hulle doen, sien waar jy inpas en werp jou gewig in, want jy sien 'n betroubare persoon is 'n persoon wat bruikbaar is in diens van die Here. En dit begin by getrouheid in die lees van God se woord. Ons kom by die tweede gedagte. Ek sien hulle het 'n nuwe battery ingesit toe ek hier instap. Nou wonder ek wil nog met Edwin praat oor hierdie battery storie. Toe ek hier inkom het daai horlosie gestaan. Nou ek weet nie of hy hom vir my die nuwe battery ingesit of vir my te sê, hoor jy luister, maar ons hou jou dop nou. Moenie dink omdat jy op vakansie was, ons was op vakansie nie. Maar kom ons probeer die boodskap inpas in die tyd wat die Here ons gee. Maar die tweede gedagte wat belangrik is, Samuel se wil was aan die Here oorgegee om te doen wat hy vra. Daarom was hy betroubaar en bruikbaar, want sy wil was aan die Here oorgegee. Nou ek gaan nie alles lees nie, vriende, die Bybel sê net vir ons, Samuel het bly lê tot die môre, nadat die Here met hom gepraat het. Vers 18, en Samuel het hom, dis vir Eli, al die woorde meegedeel en niks vir hom verberg nie. So Samuel se wil was aan die Here oorgegee. Ek wil net weer vir u sê, ek herhaal myself nie, maar ek wil vir u baie duidelik met dubbellyne onderstreep dat hierdie seun op hierdie stadium ongeveer 12 jaar oud was. Hy was nie 'n volwasse man wat na Eli kon gaan en hom in die oë kyk en sê, Eli, luister, ek en jy is op gelyke vlak. Ek wil net gou vir jou sê wat die Here vir my gesê het nie. Nee, hy was 'n seun, hy was benoud. Hy moet met die hoëpriester van God nou praat. Die hoëpriester se 2 seuns, Hofni en Pinjas, was bose manne. Hy moet nou met hulle gesels, hy moet nou met hulle praat, hy moet nou vir hulle sê wat die Here gesê het. En vriende, ek wil vir u sê, Eli, die hoëpriester, was nie 'n sensitiewe man vir God se waarheid en God se woord nie. Hy en sy seuns het hulle self verryk uit hierdie posisies wat hulle bekleed het en hulle het gedoen wat hulle wil in plaas van wat die Here vir hulle gevra het om te doen. Ten spyte van alles het Samuel net een begeerte gehad. En sy gebed was, en ek weet nie of hy die liedjie geken het nie, doen slegs u wil, Heer. U wil met my.
U pottebakker en ek die klei, vorm my en maak my net soos u wil. Op u slegs wag ek nederig en stil. U sien Samuel se gesindheid, vriende, was een wat oorgegee was aan die Here. Die Bybel is baie duidelik daaroor, as God praat, moet ons bereid wees om in nederigheid te doen wat hy vir ons sê. Die Here sê vir ons moet 'n getuie wees. Ek vra, is ek nederig genoeg om ons te onderwerp en te sê, Here, al is ek bang en skaam, gaan ek nog steeds 'n getuie wees, want dit is 'n opdrag van U. As ek God se woord hoor en daar is iets waarin die Here my in 'n rigting stuur om miskien diensbaar te wees, is ek bereid om in nederigheid te buig en te sê, Here, ek gaan doen wat U van my vra. Is my gebed elke môre, Here, nie my wil nie, maar U wil in my lewe geskied. U sien, is 'n baie belangrike eienskap van Samuel se lewe. Samuel se wil was oorgegee aan die Here. Hy was nie bang vir mense nie, alhoewel hy gevrees het by tye, en u moet tog die onderskeid tref. Hierdie vakansie toe ons so 'n bietjie golf speel, sê hulle ons slaan af daar by die eerste en ek kom daar aan. Hier wag 2 Sweedse mense vir ons. En hulle praat 'n diep Engels en die man en die vrou en ek en Calvin speel saam met hulle golf. En na die tyd toe gaan drink ons ietsie saam. En ek dink myself, maar ek moet die evangelie met hierdie mense deel. Nou het iemand gehoor Engels praat? Dit kan enige mengsel tussen Duits en Hollands en miskien nog 'n Afrika taal en dan kom maar so ietsie Engels deur. Maar op daai oomblik toe kry ek die gawe van tale. Nou en ek het met hulle gedeel en was vir my hartseer toe die man vir my sê, Christendom is eintlik om goed te doen aan ander mense. Sy tannie het dit vir hom geleer en ek kon vir hom uit die skrif verduidelik, vir elke 'n traktaatjie gee. En ek het my na die tyd bedank dat ek met hom die evangelie gedeel het en ek het iets raak gesien uit God se woord ook in my voorbereiding. Die Here sê moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Gewoonlik sal mense vir jou sê, luister, ek stel nie belang in jou Christendom nie, soos ek al gekry het. Mense wat vir my sê, Gerard, ek glo nie in jou God nie, man. Wys hom vir my, laat hy afkom dat ek hom sien. Somstyds begin jy met vrees sit en wonder, wat gaan die volgende opmerking of aanmerking wees van hierdie persoon? God sê, moenie vrees. Samuel het besef of Eli my nou gaan wegjaag van die tempel af weg. Of Eli nou kwaad gaan wees vir my, ek het 'n opdrag, ek het 'n verantwoordelikheid, my wil is oorgegee aan God. Hy het vir my gesê om vir Eli te sê, en dis wat ek gaan doen. En jy moet tog nou nie begin met 'n tipe van gedagte in 'n versie in die môre raak lees en jy sê, ek wil dit graag vir my skoonma gee, want hierdie versie praat so baie van haar. En dan praat jy nou daai gedeelte van die heks van Endor en jy wil nou bietjie vir haar net sê, die Here het vir jou gesê om vir haar te sê sy moet verander, dat sy soos Hanna sal word en nie so nie. Moenie met daai goed begin nie. Om jou wil aan God te onderwerp is eenvoudig wanneer God met jou praat uit die woord en hy gee vir jou duidelike opdragte soos wees 'n getuie vir my. Ons moet sonde weerstaan dat ons dit sal doen. Ons wil aan hom sal onderwerp en sê, Here, ons wil doen wat U van ons vra. Ek het na die tyd baie gebid. Ek en my gesin ook al vir hierdie man en vrou van Swede. Dat hulle by die Here sal uitkom. So die Here sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. As my en jou wil nie in lyn is met God se wil nie, gaan ons doodstil wees. Deur die dag, deur die week tot Sondag. En Sondag gaan ons hier sit en loof en prys. As ons hier uitstap, gaan ons weer stil wees. As my wil aan God oorgegee is, dan praat ek, dan sê ek, in liefde doen ek. Vriende, luister, ek wil net iets moet dubbellyne onderstreep, wat ek die vakansie vir iemand gesê het, moenie 'n liefdelose evangelie aan mense oordra nie. Maar die Bybel sê die liefde is nie bly saam met die ongeregtigheid nie. Die liefde is bly saam met die waarheid. Somstyds moet jy in liefde mense korrigeer, maar jy doen dit om hulle te bring by die kruis, dat hulle Jesus sal lief hê. Dis nie lekker nie, dis nie maklik nie, somstyds is daar vrees, maar Samuel het gedoen wat God vir hom gesê het, omdat sy wil aan God se wil oorgegee was. Hoor dit sê die woord, Paulus praat met die jongman Timoteus. Wie kan gou vir my sê wat staan in 1 Timoteus 1 vers, dink is 7. Die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde, selfbeheersing. Het jy al gedink waarom het Paulus dit so begin? Waarom het hy die boek Timoteus so begin? Timoteus was 'n bang man. Die Engels praat van 'n timid spirit.
Timoteus het nie kans gesien vir die gemeente in Efese nie. Timoteus was vreesagtig en Paulus sê vir hom, Timoteus, luister, ten spyte van jou stil en miskien sagte gees, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Wat moet hy doen? Weerlê, bestraf, vermaan. Dis baie duidelike opdragte wat God ons gee. Hoe moet ons dit doen? Met lankmoedigheid. Baie belangrik het ons al sien 1 Tessalonisense 5 vers 14. Ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Luister, ek doen al jare huisbesoek. Ek het al duisende huisbesoeke gedoen. Die lekkerste huisbesoek is jy by daai man en vrou gaan sit en jy weet, hierdie man en vrou stap die pad met die Here. En jy drink 'n koffietjie saam en jy eet 'n stukkie koek saam en jy vra vir 'n tweede stukkie en hulle weier dit nie vir jou nie. En jy kuier lekker saam en jy gaan huis toe. En jy weet ons is een van sin en een van siel in die Here. Maar wanneer jy aan daardie deur klop en jy weet die afspraak wat ek gemaak het, is om nou met hierdie mense te praat oor sonde, oor rebellie. Dan is daar een iets wat my motiveer. God se wil. Ook in hierdie roeping wat hy my gegee het, is dit sy wil dat ek ook die kudde moet begelei in hierdie saak. En baie keer neem mense aanstoot, maar die Bybel sê vir ons, vermaan die onordelikes. Samuel se wil was oorgegee aan die Here, daarom kon hy dit doen. Ek het nie tyd om oor al Samuel se werk te praat nie, maar onthou jy toe Saul die koning van Agag gespaar het? Die klomp skape, meh. Die ander meisietjie sê nee, hulle vra hoe maak 'n bees, hy sê moe. En hoe maak 'n vark? Hoe maak 'n skaap? Vir die wat braai sal presies verstaan wat ek nou gesê het. Maar die hele gedagte, die Bybel sê vir ons dat toe Samuel by Saul aankom, sê vir hom, Saul, wat van 'n geblær van bokke hoor ek en die gebulk van beeste? Saul sê, ag, ek het maar gedoen wat die manskappe vra. Hy soog as koning onder die druk van die manskappe. En die Bybel sê toe hulle koning Agag wat met die banvloek getref moes word, nader bring na Samuel toe. Toe sê die Bybel is Agag bly en opgewonde gewees. Hy het gejuig en was vrolik. En Samuel gryp die swaard en hy kap vir Agag op in stukke. Ons sê, wow, wat 'n wrede man. Nee, gaan lees die konteks. God oordeel hierdie volk omdat hulle 'n struikelblok was vir sy volk en afgode dien op sy aarde wat hy geskaap het. Geen mens het die reg om 'n afgodsbeeld op hierdie aarde op te rig nie, want dit is God se aarde. En hy het die opdrag vir ons gegee om te dien. Samuel, 'n man wat se wil aan God oorgegee is, gaan leer hierdie koning van Israel hoe om waarlik betroubaar te wees. Deurdat hy Agag met die banvloek tref soos God in die eerste plek vir hom gesê het om te doen. Daarom het ons die opdrag om ons wil aan God oor te gee. Dat ons sal doen wat die Here van ons vra, alles ons dikwels vreesagtig. Nog een vers, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, Kolossense 3:16. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Is jou en my wil oorgegee aan die Here? Die volgende vraag, is u en my wil so oorgegee aan die Here, dat ons ten spyte van die druk van ons tyd getrou sal bly in die lese, so sê die Here. Ek het die vakansie 'n gesprek met 'n predikant gehad. En ek en Ethel sê na die tyd vir mekaar, hoe hierdie ou, terwyl ek met hom praat, dan konfronteer ek hom oor sekere goed. Dan verander hy en praat hy saam met my. En dan praat ek weer oor hierdie ding, dan praat hy weer saam. En ek het een ding besef, kinders van die Here kan nie 'n jellyfish wees nie. Ons is nie daar om vingers te wys na mense en te beoordeel nie, maar in liefde moet ons die waarheid van die woord kommunikeer, omdat ons wil aan God onderwerpe is. Ek haas my, Samuel, die derde gedagte, Samuel se hart was nederig voor die Here en sy oudsis. Baie belangrik, die Bybel sê, vers 15, en Samuel het bly lê tot die môre toe en hy die deure van die huis van die Here oopgemaak. Hy was diensbaar, hy het gewerk in hierdie tempel. Maar hoor dit sê die Bybel, Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel. En Eli het Samuel geroep en gesê, Samuel my seun, en hy antwoord, hier is ek. Toe vra hy, wat is die woord wat hy met jou gespreek het? Verberg dit tog nie vir my nie, maar God so aan jou doen en so daaraan toedoen, as jy iets van al die woorde wat hy met gespreek het, vir my verberg. Vriende, ek het daaraan gedink,
dat Samuel het die woord van die Here gehoor. Luister mooi, wie was die hoëpriester in hierdie hele verhaal? Was Eli. Eli was die hoëpriester. God praat nie meer met die hoëpriester nie. Wie was die priesters wat diens gedoen het? Hofni en Pinjas. God praat nie met hulle nie. Hy praat met die jong seun Samuel, en hy sê vir Samuel, hier is die opdrag wat ek jou gee, gaan sê vir Eli wat ek oor hom en sy kinders en sy huis gaan bring. En ek wil vir julle sê, die deursnee TBN prediker vandag, sal uitgespring het uit sy bed en vir Eli wakker gemaak het en die vinger onder sy neus gedruk het en gesê het, ek het God se stem gehoor en ek wil net vir jou sê wat God vir jou te sê het. Jy sien, mense praat vandag te vinnig en hulle het geen gesindheid van nederigheid wanneer dit kom by die oordra van God se woord nie. Want dit is nie ons woord aan die mense nie, dis God se woord. Ek sê nou dag vir mense, ek het nie 'n opinie oor homoseksualisme of 'n opinie oor al hierdie goed nie. Ek het God se Bybel en sy opinie is my opinie. Sy waarheid is my waarheid. Mense sal baie gou stil bly en sê, maar ek wil nou nie konflik bring nie. Luister, dit gaan nie oor konflik nie. Maar in nederigheid as ons mense met die woord van die Here konfronteer, bring dit 'n hart wat sag is vir God se woord, ontvanklik is vir God se woord, en baie keer kom mense by die kruis uit. Samuel het nie dou voor dag voor Eli gaan staan en vir hom gesê, luister, kom hoor bietjie hier, so die Here praat mos nie meer met jou nie, want jy's met sonde besig en jou seuns ook. Hy het met my gepraat, kom ek gaan gou vir jou sê, wat hy vir my gesê het, gaan hy met jou doen nie. Glad nie, ons sien nie so gesindheid by Samuel nie. Ek het my vrou nou dag gesê, die lelikste ding in my lewe wat ek al gesien het, as weergebore mense, met ander mense praat asof hulle druk is. Asof hulle hierdie gemors is wat die katte ingebring het. So asof ons 'n heiligheid uit onsself het. Asof ons redding kon kry deur ons verstand of deur ons insig wat ons gehad het in die woord. Jy's vanmôre gered en ek is gered omdat God dit gewou het. Hy het dit in jou gewerk en hy het dit in my gewerk sodat ons gered kan word. Dit was nie jou keuse nie. Dit was sy keuse gewees. Wat jou genade gegee het om die keuse te maak. Dis hy wat in jou gewerk het om uit te roep om genade. Daarom moet dit ons nederig maak. Daarom moet ons daai punt kom dat ons sal buig voor die Here. Vriende, Samuel was nie 'n man wat sy vinger onder mense se neuse gedruk het nie. Hy wist dat God gepraat het en die boodskap ernstig was. Hy wag op die Here. Toe die tyd reg was, het hy met vrees en bewering die boodskap oorgedra. En wat was Eli se gesindheid? Wat my aangegryp het, is Eli se gesindheid. Hy is God, laat hy doen wat hy wil. Kan u dink dat 'n mens se hart as hoëpriester so hard kan word, dat jy 'n boodskap van oordeel kry, en jy sê, ag, laat hy maak wat hy wil. Dis hoe hard ons harte kan word as kinders van die Here, of as geroepenes van die Here, of as mense wat bruikbaar moet wees vir die Here. Samuel was net teenoorgestelde. Nadat hy God se stem gehoor het, nadat hy die waarheid uit God se mond gehoor het, het hy gebuig in nederigheid en op die regte tyd met vrees en bewering die boodskap oorgedra. Die Here sê in Spreuke 15:33, die vrees van die Here is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan aan die eer vooraf. Saul sterf in skande. Eli sterf in skande. Hofni en Pinjas sterf in skande. Samuel van Dan tot Berseba was as betroubaar gereken. Hy het 'n nederige hart gehad. Die Bybel sê in Spreuke 22 vers 4, die loon van nederigheid is die vrees van die Here, is rykdom en eer en die lewe. Ek vra jou, hoeveel nederige kinders van God is daar vandag, wat bruikbaar kan wees? Nederigheid beteken nie, ek loop heeldag so en jammer ek lewe, jammer ek is hierso, jammer ek bestaan, jammer ek het A, B en C. Dis nie nederigheid nie. Dis 'n skyn van nederigheid. Dis 'n voorgee lewe. Nederigheid is eenvoudig om te besef ek is uit genade gered. Wat een ek vanmôre is genade. Moet dit nooit vergeet nie. En genade laat my nie wegspring vanuit 'n meerderwaardige posisie nie, maar juis 'n minderwaardige, waar die Here sê in die Bybel, hy as God of as Christus het geen roof geag om aan God gelyk te wees in Filippense 2, maar het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem.
en hy het vir ons gesterf as verlosser. Kolossense 3:12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Ek wonder as ons as kinders van die Here net so bietjie meer nederig sal wees. Sal ons nie meer bruikbaar wees nie? Dis 'n vraag wat ek vra vir my eie hart. Efesiërs 4:1, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid. Vriende, die Here soek nie arrogante, selfgeadverteerde, selfbehepte, hoogmoedige en eie wyse werkers nie. Want die Bybel sê in Jakobus 4:6, die Here weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou, ek hoop nou nie die persoon wat gevra het, werk Gerard nog hier, dink by homself, hoor ek wens hy wil nou ophou nie. Wil hy hom nie maar weer fire nie. Nog een punt, dan is ons klaar. Net so tongenetjies, net so grappie. Laaste punt wat ons vanmôre gaan hanteer. Samuel se betroubare wandel was vir almal sigbaar. Die hele Israel, van Dan tot Berseba, het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. En die Here het weer verskyn in Silo, want die Here het hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woord van die Here. Die hele Israel het erken, van die noordelike tot die suidelike ryk, dat Samuel betroubaar was. U onthou nog die gedagte van betroubaar wat ek hier deurgegee het? Hy kon vertrou geword het, hy was konsekwent, hy was standvastig, hy het God geglo, hy het gehoorsaam in gehoorsaamheid aan God se woord, dit aan mense gekommunikeer, en sy betroubare wandel was sigbaar, daarom was hy bruikbaar. Om betroubaar te wees, is die beginpunt vir bruikbaarheid. Moet dit nooit vergeet nie, baie belangrik, ons sien dit raak in Samuel se lewe. Nou vriende, ek wil vir u baie duidelik sê, Samuel was nie sondeloos nie, maar tot die dag van sy dood was Samuel getrou aan die Here. Terwyl die volk afvallig geleef het, was hy heilig. Sy lewe, voorbeeld en wandel het getuig van 'n liefde vir God en 'n liefde vir God se mense. Samuel het nie opgehou om die waarheid aan hierdie volk mee te deel toe hulle afvallig raak en van God weg begin beweeg en onder Saul se regering eintlik liefhebbers van sonde begin raak het nie. Die Bybel sê Samuel was nie sondeloos nie, maar hy was betroubaar. Wat hy gesê het in die môre, het hy in die middag geleef en in die aand uitgeleef. 'n Man wat 'n voorbeeld en 'n getuie was. En luister, Samuel het nie 6 duim bo die grond gesweef nie. Samuel was nie 'n engel wat mens kon word het nie. Want u dink miskien vanmôre, maar hierdie man Samuel moes seker 'n bonatuurlike wese gewees het. Die Bybel sê Noag het met God gewandel. Die Bybel sê Henog het met God gewandel. Die Bybel sê Dawid was 'n man na God se hart. Samuel was 'n man gewees wat betroubaar was. So maklik soos dit. Spurgeon het geskryf, hy sê, I do believe it is before every Christian, either to serve his God with all his heart, or to fall in sin. Weet jy wat my hart breek, wanneer die foon lei en mense sê vir my, luister, daai ou in jou gemeente doen dit, en daai vrou in jou gemeente doen dat. Dis wie julle is by die huis, dis wie julle is by die werksplek, dis wie julle is in die gemeenskap, en Sondag sit hulle in jou gemeente, en hulle sing prys die Here met blye galme. As jy die Here nie met jou hele hart dien nie, is jou voorland sonde. Hoor wat ek jou sê. Jy sal in sonde val, en sonde sal jou lewe vernietig. Sonde sal jou lewe geweldige skade aandoen en skande oor jou en jou huis bring. Daarom sê hy, I do believe it is before every Christian either to serve his God with all his heart or fall into sin. Eli val in sonde. Hofni Pinjas val in sonde. Saul val in sonde, so kan ons dit noem. Samuel staan. Baie keer sê mense vir my, ek en my gesin het die vakansie daaroor gepraat, mense sê, as ek net uit my omstandighede kan kom, sal ek die Here dien. Nee, jy sal hom nie dien nie. Dis juis in jou omstandighede waar jy sy getrouheid leer om hom te dien. Sekere omstandighede is makliker as ander, verseker so. Maar belangrik dat ons dit sal sien. Matteus 5 vers 13, julle, jy, Gerard Bekes, Jan, so kan ons aangaan, Vernon, so kan ons aangaan. Ons is sout van die aarde.
Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Ek het u vertel van die storie, toe ek vir Ethel oudspap maak, dis my werk in die oggende, oudspap maak, en ek het van haar eendag vergeet om sout in te gooi, en toe sy daai lekker groot hap vat, gesig hier nie selfde as wat dit 5 minute voor die tyd was nie, en nou in die oggend as ek vir haar pap maak, sy sê vir my, het jy sout ingegooi? Is jy seker het genoeg ingegooi? Ek het genoeg ingegooi, my pop, wees rustig, wees kalm, jy gaan jou pappies geniet. So ek en die sout stap al saam mekaar, hy slaap onder my kopkussing, nou nie so erg nie, maar ek weet sout is belangrik, om smaak te gee. Die Here sê, julle, kinders van God, ons weergeborenes, moet smaak gee. Nie 'n wrang smaak nie. Dit moenie wees soos 'n swart sak wat jy oopmaak, as jy instap by 'n plek, en mense ryk en hulle sê, o, gats, dat ons net nie wegkom nie. Ons moet 'n heerlike geur wees vir Christus, sout van die aarde, lig vir die wêreld, sê die Bybel. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Kind van die Here, hoor Samuel se lewe opgesom in Matteus 5 vers 16. Samuel se lig het so geskyn voor die mense, dat hulle sy goeie werke gesien het, en hulle sy Vader in die hemel verheerlik het. Skyn jou en my lig so, dat ander mense ons goeie werke sien, en van ons wegdraai en sê, ons verheerlik die God van hemel en aarde, wat so groot werk in mense se lewens kan doen. Ons moet verander wys, hoe lyk dit wanneer dit hemel op aarde is, wanneer Christus in ons harte en in ons lewens regeer. Bybel sê, doen alles sonder murmurering en teespraak, Filippense 2:14, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God sonder gebrek te midde van, in die middel van die bose wêreld, te midde van die bose wêreld, dat ons sal wees soos ligte wat skyn. Een van die oordenkings wat ek hierdie week hanteer is wat die Here sê, Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose sal bewaar. My tema vir daai boodskapie gaan wees, is selfsugtige bede of opreg bedoel. Want meeste mense sê, o Here, vat my net weg van hierdie wêreld, wat hulle wil vrykom van hulle omstandighede. Hulle verlang nie regtig na Jesus nie. Hulle wil hom nie graag regtig sien nie. Ja, dis 'n ekstra bonusie wat hy kry. Meeste wil wegkom van die hier en nou. Het sy my omstandighede, my finansiële stryd, siekte, miskien man, vrou, kinders wat my baie moeilikheid gee. Die Here sê nee, te midde van, in die middel van al my moeilike omstandighede, te midde van 'n sondige en verdraaide geslag, moet ons wees onberispelik soos ligte wat skyn in die donker wêreld. Nog een vers, dan is ons klaar. 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n uitverkore geslag. Moenie skaam wees om vir mense te sê, ek is 'n uitverkorene van God. Hoe weet jy dit? Hierdie God het my gebring op 'n punt waar ek my sondigheid in die lig van sy heiligheid gesien het. Hy het my gebring op 'n punt van bekering, van berou, van belydenis. En ek het opgestaan in 'n nuwe lewe saam met hom. Daarom kan ek sê, ek is 'n uitverkorene. Ek is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Hoekom is ek en jy God se eiendom? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Kind van die Here, ek moet betroubaar wees. Ek wil net vir u die kontras wys tussen Eli en sy kinders en Samuel se lewe. God se uitspraak oor Eli en sy kinders. Ek sal hom te kenne gee dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Samuel, die hele Israel van Dan tot Berseba het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. Vriende, die tema van môre was betroubaarheid, die beginpunt verbruikbaarheid. Samuel se oor was oop vir God se woord, dis jou oor oop om God se woord te hoor. Is jou wil aan sy wil onderworpe? Is jou hart nederig voor die Here en voor ander mense? Kan hulle sien, jy kom nie daar van bo af en praat neer na hulle nie. Ek vra jou, is jou God welgevallige wandel, jou betroubare wandel vir almal sigbaar? Waarom wil ek afsluit met hierdie kontras en hierdie samevatting?
Want hoor wat sê die Here vir my en vir jou. Die Bybel vertel die gelykenis van die Heer wat teruggekom het van 'n lang reis. Ons Heer is nou al 2000 jaar weg. Maar die Bybel sê hy het teruggekom. En hy het sy diensknegte geroep en gesê, kom gee rekenskap van wat julle gedoen het op my aarde. Wat het julle gedoen met my evangelie? Wat het julle as liggaam gedoen om bruikbaar te wees in my diens? En die Bybel sê vir ons, hierdie mense het kom rekenskap gee. En daar was hierdie manne wat gehoor het. Mooi so. Goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. In my geestesoog sien ek vir Samuel. Die dag toe hy sterwe. Die volgende oomblik toe staan hy voor sy meester. En sy meester sê vir hom, Samuel, betroubaar, bruikbaar, gaan in die vreugde van jou Heer. Wat gaan jou en my getuienis wees aan die einde van hierdie lewe? Waarmee hou ons onsself besig? Waarmee mors ons tyd? Wees betroubaar, sodat jy bruikbaar kan wees, sodat jy die mooiste woorde eendag kan hoor. Mooi so. En die mooiste sal net gegee word aan hulle, wat se harte oorgegee was aan hulle meester. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, eindelik wil ons vanmôre uitroep, berge val op ons en heuwels bedek ons, voor die aangesig van die heilige God met wie ons te doen het. En tog lees ons, Here, hoe U vir Josua die hoofpriester, toe die duiwel hom beskuldig het van al sy oortredinge, die duiwel bestraf, Josua die hoofpriester opgerig het, hom bekleed met 'n feeskleed, en hom opgeroep het en uitgestuur het, dat hy nie verder met sonde sal deel nie, maar 'n getuie vir U sal wees. Samuel, wat 'n kosbare voorbeeld van 'n betroubare man wat bruikbaar was in U diens tot U eer. Hy was 'n gewone man soos ek. Daarom bid ek, Here, vir myself en my huis, vir ons jong mense en ons kinders, vir ons middeljariges en ons senior burgers, dat ons nie sal ophou met sonde en beselagtighede hier op die laat uur van ons lewe en die voorhand van U koms. En Here, die rekenskap wat ons sal gee nie, maar dat ons werklik ons sal toewy aan U, sodat ons eendag by U kan hoor, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Vergewe ons tog ons sonde, ons biddeloosheid, ons ontrouheid wanneer dit kom by die lees van U woord, ons somtyds hoogmoedige gesindheid in plaas van nederigheid. Here, ons wil wat somtyds in ons eie rigting ingaan, en nie aan U wil onderworpe is nie. Vergewe ons, Here. Reinig ons in U bloed en help ons, dat ons met nuwe moed die dag en die week tegemoet sal gaan. Eenkant gesit vir die Here. Betroubaar, bruikbaar, tot eer van sy naam. Amen.